Goeiedag geliefdes, dis Woensdag en ek hoop jy begin sien dat Jesus se lyding sy hele lewe deur was. Dit was nie net wat ons gewoonlik herdenk, die sweepslae en die kruis en al die gebeure daar nie. En vandag kom ons by 'n besonderse teks waar jy die lyding eintlik in Jesus se stem kan hoor. Dis Lukas 9 vers 57 en 58. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom: "Ek sal u volg waar u ook al gaan." Toe sê Jesus vir hom: "Jakkals het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie." Ek weet nie of jy ooit daaraan dink dat Jesus nooit 'n blyplek gehad het nie, dat Jesus nooit 'n heenkome gehad het nie. Van die dag wat hy gebore is, was hy oral onwelkom of was daar nêrens plek vir hom nie. Hy was haweloos. Hy was 'n straatmens. Ja, in sy kinderjare moes hy ergens saam met sy ma gebly het, maar nadat hy begin het met sy bediening, was daar vir hom geen plek nie. Hy is slegter af as 'n jakkals en 'n voël wat darm 'n nes het. So sê Jesus vir hierdie persoon wat hom wil volg, jy moet onthou dat deel van lyding is dat sekere dinge wat baie mense as vanselfsprekend ervaar, buite my bereik is en buite jou bereik sal wees. Nodige dinge, kosbare dinge, belangrike dinge, soos huisvesting, soos sorg. Jesus het dit nooit gehad nie. Hy het nooit 'n adres gehad nie. En hy is die seun van God. Verdien hy nie meer nie. Ons sou graag vir hom alles wou gee, nie. Ons sou vir hom 'n mooi huis wou gee, met iemand wat hom daar versorg. Maar hy moes as 'n hawelose van plek tot plek gaan en herberg soek. So baie keer as dinge buite ons bereik is, belangrike goed, nodige goed, dan raak ons onstuimig nie. Dan raak ons bekommerd. Partykeer raak ons selfs so paniekerig dat ons allerlei foute maak om juist daai goed in die hande te kry, maar dit bly buite bereik. En dis daardie stukkie emosionele lyding wat Jesus hiervan praat, wat hy ook ervaar. Weereens vra ek, hoekom? Sodat ek en jy dit nooit op hierdie manier moet ervaar, wat hy dit ervaar het nie. Dis vir my so mooi, in Lukas 12 vers 32, sê hy, moenie bang wees nie klein kindertjie, want dis die wil van die Vader om sy koninkryk vir julle te gee. Daar is iets binne ons bereik op grond van Jesus se lyding en sy sterf en sy opstanding, wat groter is as 'n aardse blyplek. Dis die wil van die Vader om sy koninkryk vir sy kinders te gee. Sjoe, dit is mos iets om na uit te sien. Dis wat die Vader vir ons wil gee. So ook as ons nou baie keer ly, deurdat dinge buite ons bereik is, weet dat Jesus Christus weet hoe jy voel. Want gewone blyplek was buite sy bereik. Maar, op grond van sy sterf en sy opstanding, gaan die Vader die koninkryk vir my en vir jou gee. Daarna behoort ons uit te reik. Shalom.